Dankie Jesus vir hierdie wonderlike dag. Dankie dat ons kon opstaan. Dankie dat ons kan asemhaal. Dankie vir 'n dag waar ons koop. Bid dat U hierdie diens sal seën en dat die woord op vrugbare grond sal val. In U naam, amen. Amen. Regkom in die gees. Ons moet regkom in ons mens wees. Ons moet begin reg wees. Ons is baie keer bietjie stil, bietjie kwaad, bietjie omgekrap. Nou gaan ek vanoggend vir julle, hierdie tema waaroor ek vandag gaan praat, is 'n baie sensitiewe, moeilike deel wat jou kan omkrap. Maar dis hoe jy dit gaan vat. Dis hoe jy dit gaan vat. En ek wonder of baie mense dit op die advertensie gesien het en is bang om hierdie boodskap te hoor. Want 'n mens hoor baie van luiaards, né? Nou my boodskap vanoggend is die lewe van die muur. Die lewe van 'n muur. Nou kleintjie het gisterand gesit en het gesê, nou gaan jy praat oor 'n muur wat staan, né? Muur. Nou kom ons kyk na Spreuke, as julle die slideshow op het, baie dankie. Kyk hy muur, kyk wat het hy daar op. Gaan julle almal mooi sien. Die skrif gaan vir julle baie mooi opwees vandag. En vat hierdie boodskap en maak hom joune vandag. Maak dit jou boodskap. So Spreuke 6 vers 6 tot 11. Dis so mooi daar uiteengesit. Ek hoop julle kan dit lees, maar ek gaan dit vir julle hardop lees. Gaan na die muur, luiaard. Kyk na sy weë en word wys. Hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie, maak sy brood klaar in die somer, bære sy voedsel weg vir in die oestyd. Hoe lank, luiaard, sal jy bly lê? Wanneer jy opstaan uit jou slaap, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie swymer, nog 'n bietjie hande gevou om uit te rus, so kom jou armoede soos 'n rondloper en jou gebrek soos 'n gewapende man. Kom ons buig ons hoofde, dat ons nou eers gou hier kalm raak, want almal raak nou opgestres, want nou gaan ons onsself hier kyk dit na ander opsig. Kom ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, ons kom vanoggend voor U troon in die wonderlike naam van Jesus Christus. Here, ons erken dat U alleen God is. U is die een wat lewe gee. U is die een wat vir ons rigting gee, wysheid gee en ons harte wakker maak. Vader, vanoggend vra ek om dat U Heilige Gees in hierdie diens sal beweeg van sitplek tot sitplek. Maak elke hart oop. Maak elkeen ontvanklik vir elke woord. Maak die Gees wakker. Ons kom teen elke gees van luiheid, uitstel, moedeloosheid, verwarring en geestelike slaap in die naam van Jesus. Here, leer ons vanoggend deur die woord. Wys ons hoe om te leef met wysheid, dissipline, ywer en gehoorsaamheid. Laat hierdie boodskap nie net woorde wees nie, maar saad wat in goeie, vrugbare grond sal val en vrug dra in ons lewens. Heilige Gees, neem beheer, raak elke persoon aan, bou op wat afgebreek was en is, wek. Maak hulle wakker, Here, maak elkeen wakker, dat hulle nie in die slaap raak nie. Gee ons dieselfde moed om vorentoe te beweeg en nie te sit en te sê, ag ek is maar net die een wat maar net is nie, Here. Maar ek roep dat elkeen sal vandag moet val. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Nou geliefdes, vandag praat ons oor iets baie kleins, maar baie groot is. 'n muur is so klein, jy kan hom baie keer nie sien nie. Dit mure in hulle huis. Jy muurtjies. Jette, maar hulle is besige goedjies, né? Het jy gesien hoe vinnig dra hulle 'n brood aan? Hulle is nie lui nie. Hulle is glad nie lui nie. Nou die Bybel sê in Spreuke 6 vers 6, volgende slide.
As hy los hom dan net so rukkie daar. Gaan na die muur, luiaard, kyk na sy weë en word wys. Nou, God gebruik nie net berge, storms, engele en profete om met ons te praat nie. Soms gebruik hy iets soos 'n muur, so klein soos 'n muur. En as jy nou na daai muur kyk, 'n muur is klein, jy kan hom maklik doodtrap. Kan jy hom doodtrap? Ja, is maklik. Jy weet baie keer nie eers van 'n muur wat jy oorloop nie. En hy maak geen geraas nie. Al wat hy doen is, hy krap die huis om, hy klim in 'n blik in en hy haal, as jy 'n jamblik ooplos, dan is hy in die jam in, as jy 'n bietjie heuning ooplos, is hy daarin, hy klim oralste in, so klein soos wat hy is. En hy maak nie lawaai nie, hy soek ook nie aandag nie. Nie waar nie? Het 'n muur 'n titel? Nee. Het hy 'n mikrofoon? Nee. Maar God sê, kyk na hom en word wys. Kyk na die muur. Nou dit beteken, daar is iets in daai muur se lewe, wat vir ons 'n geestelike les vandag kan gee. Ons kyk nie na die vleeslike ding, ons kyk vandag geestelik na die muur. Ons rig ons fokus op die geestelike aspek van die muur. Die muur leef met 'n doel. Die muur staan nie op en wonder, wat gaan ek vandag doen nie. Hy leef met 'n doel. Hy beweeg, hy dra, hy bou, hy werk. Nou baie van ons mense leef sonder 'n doel. As jy nou in die oggend wakker word, wat is jou doel vir die dag? Wat is jou doel vir die dag? God het ons nie net gemaak om net te bestaan nie. Hy het vir ons goed gegee. Hy het vir ons krag gegee. Hy het vir ons so baie gegee, maar baie van ons bestaan net. Jy worry oor niks nie. Jy bestaan maar net. Jy gaan slaap, jy eet, jy staan op en jy bestaan maar net. Nou, jy is nie net hier om asem te haal nie. Jy is gemaak met 'n doel. Elkeen van julle wat vandag hier sit, het 'n doel. Jy is nie net hier om 'n merkie langs jou naam te kry, of so Sina gesê het, ja, sy moet nou baie vinnig kerk toe gaan, anders te word sy delete. Na die 3de keer nie. Nee mensies. God het jou gemaak met 'n doel. Jy is hier vandag om God te verheerlik. Nie net in die kerk nie, buite ook. Jy is hier om huis te bou. Mag jy sê, maar my huis is klaar gebou by die huis. Nee, hierdie huis moet gebou word. Hierdie kerk is ons huis, daar moet gebou word. Nou nie fisiese baksteen nie, gebou word menslik. Mense gaan uit na mense toe. Hier is waar kinders opgelei kan word. Hier is om roeping wat jy het uit te leef. Hier is jy om 'n lig te wees vir 'n ander ou. Dan gee vir my sê, maar ek kan nie 'n lig wees nie, want ek is donker. Jy kan 'n lig wees, jy kan bid vir iemand. Die muur leer ons, moenie doelloos leef nie. En dit laat my nou dink aan Paul Werner wat vir my gesê het, hy 7 uur moet ons begin werk, 5 uur moet ons rus. Ek het dit vir jou gesê, né? En hy het nog toe kom ek bietjie later aan, dis hy wat van 7 uur bietjie begin werk. Maar nou wil ek julle gaan vertel, ek het die ding van, wie is party oggende nie lus om op te staan nie? Ek. Kom ons sê almal gelyk. Ek. Ons het baie keer nie lus om op te staan. Ek het baie oggende nie lus om op te staan. Dis vir alle maandag. Ek het al gesê ek wil maandag laat slaap. Ek wil graag maandag, nee, wil ek afwees. Want dit is nie lekker om op te staan nie. Nee? Maar dan leer ek, en as ek daai konverse so oortrek, dan dink ek aan die woorde. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap, jy word arm, dan gaan ek eerder opstaan, want ek wil eerder werk. Nee? Dan kry ek daai gedagte. Maar nou kyk ons nou na die muur. Want ek het nie 'n baas waarvoor ek werk nie. Ek het 'n keuse wat ek kan maak in die lewe. Gaan ek bly lê
of gaan ek opstaan? Nou, die muur werk sonder toesig. Kinders, luister nou baie mooi. Gaan die volgende slide Spreuke 6 vers 7 sê, hy wat geen aanvoerder, opsigter of heerser het nie. Die muur het niemand wat agter hom staan en sê, werk nou nie. Nee? Die muur sê nie vir die groot muur kom en sê vir hy klein muurtjies kom, julle moet nou beginne werk nie. Nee, hulle werk self. Hulle doen dit self. Hy weet wat gedoen moet word. Hy weet presies wat gedoen moet word. Daar is mense wat reg leef as niemand kyk nie. Hoor mooi, daar is mense wat reg leef as niemand kyk nie. Maar dan is daar ook mense, as niemand kyk nie, dan verwaarloos hulle God. Hulle verwaarloos hulle intimiteit met Jesus, want as niemand kyk nie, hoef jy mos nie reg te leef nie. Hier in die donker kamer, niemand sien jou nie, so jy kan maar kyk wat jy wil op jou foon, op jou TV, daar's niemand wat jou sien nie. Hulle bid, maar as jy in die kerk is, dan kan jy hierdie lang gebed bid, maar as jy by die huis is, dan kan jy nie bid nie. Gelukkig is hier van julle wat nie voor wil staan en bid nie. So ek weet, julle het 'n verhouding met Vader. Julle wil saggies bid. Baie mense kies dit om te sê, weet jy wat, dit is my tyd met Jesus. Ek wil dit graag persoonlik maak. Maar glo vir my, die dag as jy op 'n toneel kom en jy moet bid, gaan jy kan bid. Jy gaan bid. Jy gaan bid. Ek vat, daar was 'n situasie gewees waar 'n tannie rook ingeasem het. En die man wat daar saam was, is iemand wat dagga rook. En toe ek vir hom sê, hy moet bid, hoe skrik hy so groot, sy oë rek net so groot. En hy het gebid in sy taal. En daai tannie het hy gesien, het beter geword. Het dit sy geloof bietjie gebou? Yes, verseker. So as die moeilikheid kom, gaan jy bid, glo vir my. Nou goed, daai muur werk nie, hy werk, al is daar nie toesig nie. Nou, is jy bereid, soos wat daai muur nou daar te doen, is jy bereid om te werk, sonder om geprys te word? Nee, baie van ons wil hê, iemand moet sien wat ons doen. Prys enige iemand die muur. Sê enige iemand vir die muur, wow, kyk hoe baie het jy nou by mekaar gemaak. Nee, baie van ons leef, ons wil graag geprys word. Maar ons ware karakter is as niemand kyk wat jy doen nie. Dit is ware karakter. Daai karakter van jou, dit wat jy is dit wat is as niemand kyk nie. En daar's 'n liedjie van, daar's 'n oog in die hemel wat jou dophou. Nou kom jy by die kerk, nou spuit jy gou-gou 'n bietjie spuitgoed op, dat niemand ruik het gerook nie. Of as ek huisbesoek doen, kom ek vertel julle die storie. Ek ruik altyd toilet spuitgoed. Want jy ruik hom op 'n afstand. Nou as hulle sien die pastoor se kar stop daar, pastoor is hier, steek weg die bier, steek weg die sigarette, steek weg, spuit die huis. Dan maak hulle alles mooi gou-gou. Dan kom jy daar en dan ruik jy daai twee wat reuke wat teen mekaar bots. Ek gaan jou nie oordeel nie. Ek gaan jou nie oordeel nie. As ek jou op straat kry, en jy is besig om aan te jaag, ek gaan vir jou sê, luister hier, jy jaag aan, maar ek gaan jou nie oordeel nie. Maar, weet jy wat? Dit wat jy doen, sien God wat jy doen. Hy sien jou duidelik. So jou karakter is wie jy is, as niemand jou sien nie. God soek mense wat getrou is in die geheim. Mense wat bid wanneer niemand hulle sien nie, mense wat gee wanneer niemand weet nie. En dit is waar daar nou 'n ding inkom met skenkings. Mense wil skenkings gee, maar hulle wil eers hê, almal moet weet hulle het gegee. En dis hoekom ek nie daarvan hou om foto's te neem as iemand vir my gesê het, hoorie, ek gee vir jou 300 brode, maar jy moet vir my foto's gee hoe jy dit uitdeel. Dan gebruik ek daai foto's om te wys wat ek vir God gedoen het. Nee, niemand hoef dit te weet nie. Niemand hoef te sien wat jy doen nie.
Die Here sien jou. Dis al wat saak maak, is jy moet die Here gelukkig maak. Hy sien wat jy doen. Die mens hoef nie te sien nie. Die mens hoef nie al die goeie dinge te sien nie. Maar mense wat reg doen, wanneer niemand jou dophou nie. Wie doen altyd reg? Want onthou, jy kom nou vandag kerk toe. Jy het nou al jou tattoetjies toegemaak, jy het nou alles nou mooi toegemaak, want jy kom nou kerk toe. Maar kom jy by die huis, dan is jy weer die ou self. Wat help het jy steek weg? Onthou, dit wat in die verlede is, dit wat gister gedoen is, kan jy nie verander nie. Dis tyd wat verbygegaan het, niks kan jy daaraan verander nie. Maar dit is wat jy van hier af doen, dit is wat jy gaan maak. En die muur vra vandag, kan God jou vertrou as niemand jou sien nie? Goed, daai deel is nou verby. Die muur berei voor vir die toekoms. Hier kom dit nou. Spreuke 6 vers 8. Gaan die volgende ene? Daar is hy. Dankie. Die muur wag nie vir die winter om te begin, voordat hy begin werk nie. Hy berei voor terwyl dit somer is. Daar is 'n seisoen in elkeen se lewe. Daar's tyd vir oes en dan sal 'n tyd vir droogte. Daar is 'n tyd vir krag en daar's tyd om moeg te wees. Daar is 'n tyd waar deure oop is en dan kom maar 'n tyd tye waar jy leef uit dit wat jy vroeër gebou het. Nou, die muur werk nou hard om hierdie kos bymekaar te maak vir die winter, om daarop te bou. Nou mense, as ons kyk hoe gaan die wêreld nou te kere, moet ons nou beginne onsself volmaak met die woord, sodat as die moeilikheid kom, dan kan ons dit hanteer. Dis waar ons moet kyk na die muur. Moenie lui wees om Bybel te lees nie, moenie lui wees om te bid nie, moenie lui wees nie, want kyk na die muur, hy maak reg. Ons moet onsself voorberei. Want as die bruidegom kom, en ons het nie olie nie, wat maak ons dan? Soos die muur moet ons weet, ons moet by mekaar maak en bære vir die tyd wat kom. Nou, as jy vandag nie geestelik bou nie, gaan jy môre sukkel om staande te bly. As jy nie vandag jouself volmaak met woord nie, en daar kom siekte, gaan die siekte jou ontstel. Dit gaan jou ontstel. Amen. Amen. As jy nie bou op jou gebedslewe nie, jou geloof, jou verhouding met God, en in jou huis, dit is so belangrik om God eerste in jou huis te sit. Weet jy hoe mooi is dit, as 'n paartjie, of as 'n huisgesin, saam om een tafel sit, en hulle het huisgodsdiens, hulle vat hande en bid saam, dan maak hulle by mekaar vir die dag, as die moeilikheid kom, dan is hulle reg. Maar kom ek vir jou sê, 'n huis wat saam bid, staan baie sterker, as 'n huis wat nie saam bid nie. As 'n pa sy posisie inneem, kan hy sê, God is in beheer. My huis sal staande bly. Want hy het sy brood in bymekaar gemaak. Hy het sy broodjie gelees, hy het sy versies gedoen, hy het sy deel het hy bygedra. En mamas en vrouens, as jy 'n hele deel bydra, kinders, as jy 'n hele deel bydra, dink net hoe gaan dit nie wees nie. As ons daai brood bymekaar maak. So daai bou ons karakter. Moenie wag dat die storm kom om jou Bybel oop te maak en te lees nie. Moenie wag dat daar 'n krisis kom om eers te leer bid nie. Moenie wag vir 'n aanval om geestelik wakker te word nie. Moenie op die skorpioene wil trap en wil beginne bid terwyl dit in die wêreld is nie. Die muur leer ons, voorbereiding is wysheid. So ons moet wysheid gebruik, ons moet wysheid in elke dag insit. Daai wysheid gebruik. Amen? 'n muur mors nie tyd nie. Hoeveel tyd mors ons nie? Hierdie goed
Nee. Hierdie goed is die grootste probleem in hierdie hele ganse wêreld. Hoeveel tyd spandeer ons nie hiermee? Kinders, dis lekker om games te speel. Maar as jy vir hulle vra, lees gou vir jou 'n stukkie uit die Bybel, dan weet hulle glad nie waar dit is nie. Maar op die foon weet hulle presies waar's alles. En so is ons mense ook. Spreuke 6 vers 10 tot 11. Nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie hande vou, uit te rus en so kom jou armoede soos 'n rondloper in die gebrek soos 'n gewapende man. Nou hierdie wag het gou. Ek het nou fout gemaak nie. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie. Nee, ek het nie, sorry. Die muur mors nie tyd nie. Hierso van nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie slaap. Ekskuus daaroor. Hierdie vers wys nie om dit is nie normale uitrus nie. Onthou, Jesus het ook gerus. Jesus was ook moeg, hy het ook gaan rus, nê? Maar God is nie teen rus nie. Dit is lekker om 'n middagslaapie te vat, veral op 'n Sondagmiddag vir die nie pastore nie. Dit is lekker om 'n slaapie te vat. Is dit lekker vir oom om 'n middagslaapie te vat? Is oom ook, moet oom ook van 7:00 werk tot 5:00? Okay, daar's nog iemand. Hulle almal sit hier voor. Okay, kom ons kyk. Wie hou van 'n ou slaapietjie in die middag? Hier sit Tannie. Daar's alles kyk daar. Daar's niks fout daarmee nie. Maar as jy lê en slaap en die gras groei, dat dit so hoog is, en jou tuin lyk verskriklik, en jou huis is nie in orde nie, nog 'n bietjie sluimer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie lê, en die moeilikheid kom. Nou goed, Jesus het ook self gerus. Maar hoeveel keer sê ons nie, ons sal later iets doen nie? Nou gaan ek julle gou iets vertel in ons huishouding. Kinders, ek is so jammer. Nou ek het gister was ek verskriklik lus vir sweets. Ek was gister, my mond het eintlik gewater vir jelly sweeties. En dan moet ek eers werk voordat ek kan winkels toe gaan en ek gaan koop toe die jelly sweeties, maar ons koop 'n groot pak. En ons maak 6 pakkies op. Ewe vol, né? Nou wil die kinders weet, wat se sweeties is dit? Wie is dit? Ek sê nie, eens gaan die kinders, ons gaan môre vra in die kerk en almal gaan antwoord en dan gee ons hulle sweeties. Maar toe ons nou klaar geëet is, toe vra ons vir iemand om skoolgoed te was, nee, hy wil niks weet nie. Wil niks weet wat skoolgoed was nie. En ons sê nee, goed, ons het 6 pakkies sweets. As julle die skoolgoed was, afdroog, dit wegpak, die potte skoonmaak, die stoof skoonmaak, die vloer, kombuisvloer, alles skoonmaak, kan julle elkeen 'n pakkie sweets kry. Toe moet jy sien, toe werk 'n paddoek, 'n waspaddoek, afdroogpaddoek, 'n mop, al goeders werk, né? Toe werk kan dit werk, toe werk dit. Né? Toe kry hulle sweets, toe dit nou klaar is. 3 was eintlik 'n vloer met 1 mop. So ek wil nie vir julle vertel. Party se monde het ook gewater vir sweetsies wat my mond gewater het. Nee? Maar eers het die een gesê, hy gaan later die skorrelgoed was. En toe sê ons, dan gaan iemand sweets kry, nee. En toe ons nou klaar is, deel ons die sweets uit. En toe sê ek vir hulle, nee, okay, daar is nou nog iets, julle almal moet nou hier op my bed kom sit en gou kom luister. Ek speel vir hulle gisteraand woord op sy tyd, dat hulle dit luister, en ek gee toe vir elkeen 'n pakkie chips daarna. Wil ons heeltyd opgekoop word om die werk te doen? Moet ons heeltyd omgekoop word om te leer, om ons huise skoon te maak, om ons gras te sny en om dinge in die lewe te doen? Nee, ons moet nie omgekoop word nie. Ons moet begin responsibility vat. Ons moet nie, wat is responsibility? Verantwoordelikheid vat vir ons dade. Ons moet verantwoordelik begin optree. Verantwoordelik elke dag wees. En nie net sit en vergaan nie. Jette mens, hoeveel keer sê ons nie, ons sal môre begin met dinge nie. Ons het nou by die begrafnis gepraat van,
As jy met 'n dieet wil begin, moet jy eerder Vrydag begin, want Maandag is te chaos. Jy kan nie op 'n Maandag dinge wil doen nie. Daar's te veel moeilikheid op 'n Maandag. So begin met jou dieet reg op 'n Vrydag. En as jy wil dinge begin, doen dit eerder op 'n Vrydag, want as jy sê dit gaan Maandag gedoen word, gaan dit nie gedoen word. En daar sal altyd 'n bietjie môre. Ek sal eendag die goed regmaak, veral in huise. Ek sal vir my vrou die tuinslang se wat bietjie lek regmaak. Ek sal dit doen. Ek sal dit later doen. Eendag sal ek begin bid. Eendag sal ek gehoorsaam wees. Van uitstel kom die vyand, nê. En dis die vyand se grootste wapen. Want as jy nie nou dit doen nie, gaan jy los dit vir nou, gaan die vyand kom en hy gaan laat jy vergeet daarvan. En dan op die ouend is daar moeilikheid omdat jy dit nie gedoen het nie. So doen dinge nou, moenie wag vir uitstel nie. Moenie wag, ek sal môre huis toe, ek sal môre kerk toe gaan nie. Hier sit Tannie Askies, ek gaan nie name noem nie. Maar hierdie tannie sit nou met 'n groot gemors. Sy wil by hierdie kerk wees, maar sy gaan ook trek, né? En sy het nou op haar laat ouderdom besef, hoe lekker is dit om hier te wees, nie waar nie, Tannie? Hoe lekker, nou gaan sy trek, nou gaan sy moet weggaan, en sy gaan na 'n nuwe kerk toe moet gaan en alles. As wat sy, van dat sy jonk was, dit gedoen het, dan was dit nie nou so erg nie. Want, onthou net die maatband word korter, hy gaan nie langer nie. Elke dag is 'n dag nader aan jou einde. Elke dag. Nog 'n bietjie slymer, wil ons tyd mors? Nee. Ek wil nie met Jesus tyd mors nie. Vir my is godsdiens baie belangrik. Want ek wil 'n verhouding hê met my Vader. Ek wil nie uitstel en sê, weet jy wat? Ek sal nog my hart regmaak. Ek gaan nog my hart vir die Here gee. Weet jy wat? Ek gaan nog ophou met my verkeerde lewe. Ek gaan ophou daarmee. Nee, ons moet dit nie uitstel nie. Ons moet gehoorsaam wees. En ons stel ook vergifnis uit. Ons stel vergifnis uit. Ons sal later vergewe. Daar's 'n ding van iemand, ek wil dit nie name noem nie, maar ons van die twee boeties het rusie gehad. En die een boetie wil graag regmaak met die ander boetie. En die boetie wil hom nooi vir koffie en hy sê, ag, ek het my eie koffie by die huis, ek hoef nie koffie by jou toe kom nie. En daar gebeur iets met daai persoon. En hy is dood. Jy het nooit die saak reggemaak nie. Maak reg, terwyl jy vandag kan. Want as die persoon wat langs jou sit, oorkant jou sit, jou naaste, dis dit nie reg is nie, daai persoon kom tot sterwe, dan loop jy met daai bitterheid in jou hart. So, gaan en maak reg. Moenie jou gehoorsaamheid uitstel nie, moenie vergifnis uitstel nie, moenie bekering uitstel nie, moenie wag en sê, weet jy wat, ek sal nog by die kerk uitkom, of ek sal nog my Bybel lees nie. Hoeveel van ons se Bybels lê rond in die huis? Wanneer laas, jy wat kyk, jy wat nog gaan luister, wanneer laas het jy jou Bybel oopgemaak? Die muur mors nie tyd nie, so jy moenie jou tyd mors nie. Elke later kyk terug en sê, waar het die tyd verby gegaan? Kyk hoe loop die tyd. Kyk net hierdie 3 weke. Dit het vir my gevoel soos 2 slaapies. 3 weke net, so gister het nog gevoel, hier sit hy. Ek kon kuier en nou is dit weer terug gaan huis toe. Terug gaan werk toe. Maar die tyd het verby gegaan. Sê vandag, ek staan op vandag en ek gaan vandag nie meer lui, geestelik lui wees nie. Selfs ander dinge, jy weet waaraan jy skuldig is. Ek hoef glad nie vir enige iemand iets te sê nie. Die muur dra meer as wat hy lyk hy kan dra. Die volgende enetjie asseblief. Ons kyk, kyk daarso. Kyk hoe groot is daai stomp. 'n Muur kan baie meer dra as sy eie liggaamsgewig. Né? Hy lyk klein, maar hy is sterk. Miskien voel jy vandag wat hier sit, wat hier luister, dat jy klein is. Miskien voel jy swak. Miskien voel jy, ek is net nie,
ek is net nie sterk genoeg nie, miskien voel jy, ek kan nie meer nie, ek het nie meer krag om aan te gaan nie, ek wil nie meer aangaan nie, ek het ook nie meer krag om te beklei nie, ek het nie meer krag om te sukkel nie, ek het nie meer krag om, jy voel swak, né? Maar luister, jou krag lê nie in jou grootte nie, jou krag lê in God. Dis waar jou krag vandaan kom. Dit kom van God af. As ons kyk na Filippense 4 vers 13, dit is my favouriteste vers in die Bybel. Ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. As jy voel, jy kan nie meer nie, kan jy opstaan en sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my krag gee. Jy mag klein voel, maar met God is jy nie magteloos nie. Jy mag moeg wees, maar jy is nie klaar nie. Jy mag swaar dra, maar jy is nie alleen nie. Die muur leer ons, klein beteken nie swak. So as 'n klein muur soveel gewig hoog kan dra, wat kan ons saam met God nie vermag nie? Wat kan ons nie saam met God doen? Hier's mense wat al deur kanker gegaan het. Hoekom? Hulle was bitter oor die lewe. Ek sê net, ek gee 'n voorbeeld. Hulle was bitter oor die lewe, hulle het reggemaak, hulle het nog 'n kans gekry op oorlewing. Nou moet jy nie gaan lê nie. En elkeen van ons wat vandag hier sit, het 'n kans gekry, 'n tweede kans. Want ons almal, ek wil nie eens daai siekte opnoem nie, maar ons almal het COVID geoorwin. So ons almal is in staat om deur Jesus Christus krag te hê. Ons almal is in staat. Moenie gaan lê nie. Daar kom moeilikheid, daar kom dinge wat wanneer iemand vir ons sê, ag, ek is moeg vir jou. Ek kan nie meer saam met jou bly nie en die mense by wie jy bly of by wie jy hier is moeilik. Daar kom tye, maar onthou net, jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. As jy 'n verslawing het, as jy daar iets is in jou lewe wat jy 'n probleem mee het, jy kyk pornografie, jy kan dit afsit, jy kan dit delete. Jy het nie nodig om daarna te kyk nie, want jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Nou, die muur werk saam. Hier kom nou 'n lekker gedeelte. Het jy net een muur gesien beweeg? Nee, hulle is 'n klomp wat saamwerk. Mure bou saam, hulle dra saam, hulle beskerm saam en hulle beweeg saam. En daar's 'n les vir die kerk hierin. Ons is geroep om nie alleen te bou nie. Wat is die kerk? Ons is die liggaam van Christus. Ons is nie geroep dat net een moet werk nie. Een kan bid. Ons kan hier begin. Een bid, een gee, een dien, een bemoedig, een dra, een help, een besoek, een bou. Nee, dan gee vir my sê maar, ek kan nou nie vir iemand bid nie. Ek kan ook nie vir iemand gaan besoek nie, want ek het nie 'n kar nie. Is so jammer, my foon is nou daar. Daar's iemand wat my 'n boodskap gestuur het, 'n liedjie, die week. Ek was in trane daaroor. Ek het op 'n stadium het ek gelê in my bed en ek was 'n moeilike besluit vir my wat ek moet maak. En ek het nou hierdie kant besluite wat gemaak moet word en ek weet nie wat om regtig te doen nie. En ek kry hierdie liedjie. En 2 van ons gemeentelede sê vir my, Tannie, ons is baie lief vir Tannie. Tannie beteken vir ons baie. Die liedjie is vir Tannie om te luister. En dis 'n liedjie wat my opgetel het. En toe die liedjie klaar gespeel het en hulle almal het klaar gepraat, is daar 2 kindertjies wat vir my sê hulle is lief vir my. Nou dit is iemand wat nie na my toe gekom het terwyl ek dalk hartseer was nie, maar hulle boodskap het vir my die wêreld beteken. So jy wat hier sit, kan 'n verskil maak. Jy kan 'n verskil maak. Al het jy nie 'n kar nie, kan jy nog steeds, kan jy bid. Gee is nie noodwendig geld gee die mense. Gee is 'n drukkie. Gee bemoedig. Weet jy, kyk, sien wat ons vanoggend bemoedig om kerk toe te kom, want as ons nie gaan kom nie, gaan ons delete word. Dis 'n bemoediging. Nee? Ons bemoedig. Bemoedig ons nog mense. Het jy al vir die mense gesê, Jesus is lief vir jou? Daai ou wat jou so kwaad maak,
Sê vir hom 'n bietjie, Jesus is lief vir jou. En as elkeen wat hier sit, elkeen van ons, selfs in 'n huishouding, as elkeen hulle deel doen, word die koninkryk gebou op die einde van die dag. Elke ou. Maar wanneer mense net kyk en kla en werk word swaar, hoe langer jy uitstel, hoe swaarder word die werk. Nog 'n bietjie slymer, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie lê. Maar wanneer ons ophou kla en ons begin op te staan en ek sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee, kan jy dit maak. Jy dra saam, jy kyk saam, jy help mekaar en jy is daar vir mekaar, want jy is tot alles in staat. Nou, die muur gee nie maklik op nie. As hy die jam steel, sal hulle weer kom om dit te doen, totdat hulle gif kry. Hulle gaan aanhou totdat hulle, nie waar nie? So, ek sê nie ons moet nou gif gee nie, nee, vir onsself nie. Ek sê nou vir julle, 'n muur gee nie maklik op nie. Sit 'n hindernis voor 'n muur, dan stop hy nie, want hy klim oor dit, hy klim om dit. As jy 'n streepie trek, jy skry hier tjok, dat jy 'n streepie trek, hy gaan om hy streepie loop. Hy gaan nie ophou nie. Hy gaan doen wat hy wil doen, hy soek 'n pad. En baie mense gee te vinnig op. Een teleurstelling en jy gee op. Een kritiek en jy los en jy gee op, jy loop weg. Een moeilike seisoen, jy draai terug na jou ou wêreld toe. Nee? Dit was lekker om in die wêreld te lewe. Maar as jy vir God dien, dan het jy nie meer vriende nie. Maar 'n muur, jy kan maak wat jy wil. Maar kom ons kyk wat sê geloof. Ek mag stadig beweeg, maar ek gaan nie ophou nie. Galasiërs 6 vers 9. Volgende. Kyk daarso. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslaap nie. Amen. Amen. Moenie opgee op jou huis nie. Moenie opgee op jou kind nie. Moenie opgee op jou bediening nie. Moenie opgee op jou geloof nie. Moenie opgee op 'n belofte, op God se beloftes nie. God se belofte sal waar word. Maar onthou net, vir elke belofte is daar 'n voorwaarde. Jy kan nie wil geseënd wees, maar jy is besig in die donkerte nie. As 'n voorwaarde. Loop die pad reg. Ja, daar gaan tye kom, dat jy moeg word om na die buurvrou te luister. Daar gaan tye kom wat, as ek dink aan die tannetjie wat hier sit, baie daar moet hulle matrane opvee en arme Louis moes Vrydag, dan lag ek, dan huil ek, dan weet ek nie wat nie. Maar ons moet nie moeg word om goed te doen nie, ons moet nie verslaap nie, baie van ons gaan deur tye. Wie het mixed emotions gehad? Jette mens, mixed emotions is erg. Jy voel nou, jy wil iemand klap en dan voel jy nie, jy wil nie, jy is nou nie weer die vuil. Ja, loop by die huis, ja. Maar moenie opgee nie, Jack, moenie opgee nie, hou aan. Hou aan. Weet jy wat, ons moet bid vir mekaar, as ons nie gaan begin bid vir mekaar nie. Ons moenie opgee op mekaar nie, 'n moeilike kind. Moenie opgee op die moeilike kinders nie. Moenie opgee, as daar nog werk is aan iets, maak dit reg terwyl jy kan. En moenie opgee nie, God het vir jou 'n belofte. Uit 'n belofte vir elkeen van ons. Vandag roep die Here ons terug na wysheid. Ons moet begin leer soos 'n muur. Ons moet 'n doel hê. Ons moet dissipline hê. Ek vra vir julle net vandag een. Ek gaan julle een ietsie vra. Net vir hierdie week. Staan vroeg op. Besluit, jy gaan hierdie week van 7 opstaan. Jy gaan 7 uur opstaan vir die wat nie werk nie. En jy gaan tot 5 uur jouself besig hou. Onthou om lunch te vat. En 'n bietjie te rus tussenin, né? Maar doen jouself 'n guns. Moenie net gaan sit en die ou dinge doen nie. Gaan doen iets in daai tyd, né? Dissipline. Berei voor vir die volgende dag. Voorbereidings baie belangrik. Getrouheid. Moenie slaap lê en sê ek gaan van 7 tot hierdie tyd gaan ek nou werk nie en dan lê jy slaap hier. Ek sal maar weer môre. Onthou, môre is nie vir ons elkeen beloof nie. Dis glad nie beloof nie. Samewerking, ons moet saamwerk, ons moet volhard en ons moet
alles doen met wysheid. Ons moet God vra, voordat ons 'n besluit neem, moet ons vir God vra, neem ons die regte besluit, geef ons die wysheid, geef ons daai wysheid. Moenie lewe mors en uitstel nie, moenie geestelik aan die slaap raak nie. Lees jou Bybel. Ons het Woensdag aand die awesomeste aand gehad. Net aan die Sunflower? All of a sudden lê almal in die gemeente se telefoon, dis dit boeke vat. Die gesels ons nou baie lekker. En elkeen het nodig gehad om iets te sê. So, wat 'n awesomeness was dit nie? So, ons moet nie uitstel nie, ons moet nie tyd mors nie, ons moet nie geestelik aan die slaap raak nie, en ons moet nie wag vir môre dat ons harte reg maak, wag vir môre om alles reg te kry. Die Here sê vandag, staan op, bid, bou, werk. Wees getrou, jou seisoen is nou om daarin te stap. Okay, amen. Kom ons buig ons hoofde en ons bid saam. Vader, in die naam van Jesus kom ons vandag voor U. Dankie vir U woord. Dankie dat U ons leer om selfs die kleinste dinge in die skepping raak te sien. Here, vergewe ons waar ons lui geword het, vergewe ons waar ons uitgestel het, vergewe ons waar ons tyd gemors het, vergewe ons waar ons geestelik aan die slaap geraak het. Vandag vra ons, maak ons wakker, Vader. Maak ons wakker, gee vir ons nuwe krag, gee vir ons dissipline, wysheid. Here, help ons om soos die muur te leef, getrou, voorberei, doelgerig en volhard in dit wat ons mee besig is, Here. Te volhard in ons bediening, daar waar ons stap, ons verhouding met U, dat ons kan volhard daarin. Here, gee vir elkeen die gehoorsaamheid, gee vir elkeen wat moedeloos is, die hoop, Here. Daar waar mense swaar dra, Here, gee vir hulle die krag om vorentoe te gaan. Here, vir elke huisgesin vra ons, bring orde, vrede en wysheid, vir elke bediening, bring groei, eenheid en vrug. En ons verklaar vandag, ons sal nie net hoor nie, ons sal doen, ons sal bou, ons sal opstaan. Ons sal nie opgee nie, want ons weet, ons is tot alles in staat deur Jesus Christus wat ons die krag gee. En ons bid dit alles in die magtige naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen.